Goeiemôre geliefdes, is lekker om saam met julle in die huis van die Here te wees vanmôre in sy teenwoordigheid. Die Here sê hy is hier in sy woord. Amen. En as ons sy woord is waar, glo ons almal dit vanmôre. Sê dit bietjie amen as jy dit glo. Glory. Hy sê jouself jou omskou, dat jy dit kan glo. Dat is alles van vanmôre. Jy is die huis van die Here. Glory. Baie welkom daar op Facebook, mag die Here jou seën, mag jy hierdie diens saam met ons geniet, mag die teenwoordigheid van die Here ook jou huis binnendring, daar waar jy is, en mag jy ervaar, hy raak jou aan, jy daar weer is. As jou hart oop is natuurlik, sal jy ontvang. Amen. Wow, glory to God. Kom ons gaan staan en mag ons hoop met gebed, ons maak die seën van die Here op hierdie oggend, en ons maak sy naam groot. Glory. God is good. All the time. Say, God is good. All the time. And all the time. God is good. As iets wat ons moet leer, ons omstandighede bepaal nie of God goed is. Die feit is, hy is goed. Amen. Sy goedheid eindig nimmer meer. Sê net wel langs jou, dit stop nooit nie. Ja, iemand moet het hoor, het stop nooit nie. Glory. Maar kom ons gaan saam bid, ons vra die seën van die Here op die oggend, en dit is lekker om u te sien vanmôre. Het ons besoekers vanmôre saam met ons, ek sien so 'n paar mense, besoekers hierso. Wys my gou met die hand net daarso. Ek skep so maar, ek sal agter hierse paar besoekers hier daarso. Ons nog besoekers. Dit is nou klein. Kom ons gee vir 'n lekker hande klap. Baie welkom hier in die voorste van die kerk. Mag die Here rustig seën en kom nog hierdie diens. Man, mag net vir jou awesome tyd wees. Ons is familie. So sê welkom. Geniet dit vanoggend hier saam met ons. Voel sommer net tuis, hoor. Voel tuis. Amen. So kom ons gaan net saam met die seën van die Here vir hierdie oggend en ons sê net vir hom baie dankie. Halleluja. Vader, vanmôre kom ons en ons sê dankie. Dankie dat ons in u teenwoordigheid kan wees. Dankie dat jy weggemaak het. Oh God, you opened the door that we can move into your presence. And we just want to thank you for what you have done. It's not our good works, it's not how beautiful we are, it's your goodness, oh God. And we thank you for your mercy and your grace. Kom vanmôre en waai Gees van God oor elkeen van ons in ons vanmôre. Help ons vanmôre om te aanbid in gees en in waarheid. Want ons weet dat die Vader soek sulke aanbidders. En hier is ons vanmôre, ons gee ons oor. En vanmôre, as daar iets in ons is, iets wat 'n hindernis kan wees vir u, vra ons vanmôre vergewe ons. Reinig ons en gebruik ons as die instrumente vanmôre tot eer van u groot naam. You are a holy God, and we want to worship you for who you are. So this morning, receive our offering of praise and worship to you. En Here, ons sê net dankie. Dankie dat ons gespaar het. Dankie dat ons by mekaar gebring het. En dankie dat ons vanmôre kan feesvier in hierdie plek tot eer van u groot naam. En die gemeente sê amen, amen, amen. Ek draai so net om jou, skud iemand se hand wat jy nog nie geskid het nie. Hy op het langs jou staan en jy klaar dat groet man, want iemand anders te nou. Dan groet met iemand anders te. Hallo Jesus. Kom jy dan groet man. Jy groet my stel, groet jy nog 10 keer so groet. Voor my wel voor die regte sien. Lekker in die huis van die Here. Lekker in die huis van die Here. Ja, as ons familie, ons sê vir ons familie, goed om tussen familie te wees. Ons kan ons ontspan, hè? En familie kan jy ons relax, jy hoef nie styf te wees, jy kan net relax en geniet dit vanoggend in die huis van die Here. Nou ons gaan saai vanoggend in die werk van die Here. Kom ons gaan die
die seun van die Here bid vanmôre op die saak en op die offergawe. Dis altyd 'n voorreg, want God is ons bron. En ons kyk na hom toe. Amen. Ons kyk nie na ons werksplek toe nie. Ons kyk nie na ons baas toe. Ons kyk na God toe, want God is die voorsiener. God het werk voorsien. God het die deure oopgemaak. En vanoggend, as jy in hierdie plek is en jy het nie werk nie, ek glo saam met jou dat die Here vir jou spoedig, hoor weer, ek sê spoedig, sy deur gaan oopmaak. Amen. Amen. Ek glo in suddenly. It's got to be quick. Amen. So you got to be ready to receive it. Do you believe God can do it? I believe He will do it. Amen. So vanoggend wil ek vra broer Pieter vir ons die saad sal seën, tiendes, offergawes, terwyl ons op saai vanmôre in tyd gaan. Dierbare Vader, ons sê baie dankie vir die geleentheid wat ons vanoggend het om te saai in U koninkryk, Vader. Vader, ons vra vir U seën hierdie saad, my Vader. Vermenigvuldig dit, Vader. Asseblief. Vader, en vir hulle wat vanoggend hier staan en sê ek het nie saad, maar ek wil saai. Vader, ons vra vir U voorsien vir hulle, Vader. Maak vir dit deure oop, Vader, op U tyd, dat hulle dit gaan terugkom en sê, dankie Jesus. Ek kan ook saai in U koninkryk. Seën hierdie saad vanoggend. Prys ons hierdie daarvoor. Amen. 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 Vader, ons sê net dankie vir die voorreg om te kan saai. Kom ons maak sy naam groot vanmôre.
the devil is after your joy. Die woord van die Here sê dat jou blydskap, your joy is 'n muur van beskerming. Don't lose your joy. Keep your joy. Al lyk dit hoe donker. Daar's 'n lig op jou. Weet dit vandag, daar is 'n lig op jou. Don't play into the devil's game. Man sê vir hom baie mooi, moenie in sy speletjie betrokke raak. Hy wil hê jy moet dink jy is nie wie jy is nie. Hy wil hê jy moet twyfel in wie God jou gemaak het. But you are more than a conqueror. You can do all things. All things. Not just some. Hallelujah. Hy sê all things are possible for them that believe. Is die gelowiges vanmôre? Die Here is goed.
Daarom wil ons gaan bid. Daarom bid ons ons weer met U. Ons wil dat ons weer wat ons wil gelijk vind. U is waardig om onder te worden. Waardig om geëerd te worden. Waardig om geloof te worden. You are worthy of me, Lord. You are worthy of me, Lord. From you are all things. To you are all things. You deserve the glory. You are worthy of me, Lord.
vir hulle dan. Ons somebody. Hallelujah. This is what God is saying. Somebody is saying, I'm getting ready to break through in your health. I'm getting ready to break through in your finances. I'm getting ready to break through in your family. I'm getting ready that somebody's going to realize that He's the Holy One. He's the God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, thank you. Wat was nou so gou stil in die kerk? Ek is seker julle het nie buitekant 'n bordjie gesien wat sê stil kerk. Ja. Ek het nog nie gesien hier buite nie. Hierso maak ons daarna. Ek kan nie meer hoor kom. Weet jy ek kan onthou toe ek op skool was, laerskool. Dan anker vas. Met dan ons sport gehad, dit is rugby of atletiek of wat ook al 'n sport is, pa sal daar wees, ma sal daar wees. En ek sal vir jou sê, jong, as jy daar rugby speel en dan jy die bal of jy speel so besig om te gebeur, dan is pa langs jou. Ja. Hulle is hy kamera hier by sy. Sien hy vir my. Die pa is langs sy stel. En soos jy hardloop, is pa langs en sê kom. Dis nie sulke ouens, dis nie nog sulke ouens. Kom aan, dis nie nog sulke ouens op hierdie plek daar. Luister, wanneer jy God kom. Kan ons ook 'n bietjie hardloop. Kan ons ook net 'n bietjie uitroep nie. Kan ons net 'n bietjie ons stem verhef nie. Kan ons net 'n bietjie opstaan. En sê julle hier kom nie. Kan ons net dankie vir ons doen. Dankie vir die liefde. Dankie vir die genade. Dankie vir die liefde. Dankie vir die liefde.
opgewonde nie, hoor. Ek weet waarom sê hy lyk nie jy raak opgewonde nie. Maar jy sien, hy lyk treurig. Hy lyk hy put die party. Dis sy kos. Dis sy plek. Daar waar mismoedigheid is, dis waar hy opdaag. Dis daar waar hy moedeloosheid is, waar hy instap. En wie wat doen hy? Hy trek jou net verder af. But your joy, come on, your joy, your gladness, your kindness, he changes everything. In die middel van die storm, sal ek nog sing. Ek sal nog my hande ophef. Ek sal nog sê, prys die Here. Ek sal nog sê, God is van my. Lord, ons is van jou sy. Halleluja. Ek raak so bly daaroor. Ek raak so opgewonde. Jy weet, ek kyk na die Ou Testament. Jy moet ons lees onder weer die Bybel so nou weer. Ek lees ons, as ek die Bybel lees ek om ons asof ek om die eerste keer weer hoor. Is so belangrik. Ek wil nie lees en dink ek het die storie klaar gehoor nie. Want as ek kom lees en ek dink ek het hom klaar gehoor, dan die niks nuwe revelation kry. Amen. Maar elke keer wat ek oopmaak, is dit 'n vars keer wat ek kom lees. Ek gebruik nuwe vertalings. Ek lees 'n ander een. Ek wil nie dieselfde een lees nie. Want daar staan iets uit. En ek sien so gereeld hier in die Ou Testament soos ons hom lees, dan sien ek hoe God vir 'n volk wat eintlik hardkoppig was, wat eintlik hom nie wou dien nie, 'n volk wat wegdraai van hom, wat stout is, wat doen, en God kom en hy red hulle. En hy red hulle. En hy red hulle. En hy red hulle. Halleluja. My vriend, wie was beter? 'n beter covenant. 'n beter verbond. Hoeveel te meer? Oh, thank you, Jesus. Sal hy dit nie vir jou doen onder die nuwe verbond? In die Nuwe Testament. Oh, ek weet hy wil. Ek weet hy wil. Is jy gereed vanmôre dat hy dit doen? Dankie, Here. Is jy gereed dat hy dit vir jou doen? En daar wie jy is, hy sê ek sal jou gee. Ja. Sieraad vir as. Amen. 'n gewaad van lof vir treurigheid. Yes, amen. Oh glory. Sit aan my gewaad van lof, man. Gooi af my swart klere. Daai blinde man moet daar opstaan. En hulle sê hy roep jou, kom. Toe staan hy op en hy drop die klere wat sê hy is 'n blinde. Want hy gaan nou iets nie gaan haal. Halleluja. Weet jy dis vanoggend hier, jy het ingekom, jy dalk 'n las op jou skouers, but don't walk out of this place with that same burden and an anointing in your life. There's an anointing in your life, a yoke-destroying anointing. He's a salve, but I yet vanmôre vernietig. Maar wat jy moet doen nie, is om optel en om die huis toe vat. Leave it. Leave it there. Leave it there. As die is faithful. Yes. Hy is getrou. Hy is getrou. Ek wil hier vanmôre saam met my gaan in die woord van die Here. Ons gaan lees en luister na sy woord vanoggend. Ons is mos al hier op 'n plek waar ons besig is om weer eens die Ou Testament te lees en dit is my so lekker. Soos ons die Ou Testament en die Nuwe Testament saam lees, is my so lekker wanneer ek lees, want ek sien juist nou weer in Levitikus hoe die tempel sy diens plaasgevind het en alles wat moes gebeur het. En dit is vir my so kosbaar wanneer ek lees, want daar staan vir my sekere dinge uit en dit maak my opgewonde, want ons is juist vanoggend hier om aan die tafel van die Here te sit. Yes, amen. En hierdie tafel is nie my tafel nie, ek wil nie dit weet, dis nie ek wat dit ingestel het, maar God self het dit ingestel, en is juist omdat hy dit gedoen het, en gesê, doen dit, so dikwels as julle by mekaar kom, tot my gedagtenis. Amen. So vanmôre gaan ons kom en ons gaan aansit aan die tafel, maar nie nou op hierdie oomblik, ons gaan na die boodskap aansit aan die tafel, en ek wil nie moet hoor wat hy vir ons sê,
want hierdie woord van hom is so kosbaar. Jy sien, hy stuur sy volk, hy stuur sy disippels uit, en hy sê vir hulle, gaan en maak vir my gereed. Yes. Gaan en maak gereed vir hierdie geleentheid. Yes. En ek kan jy moet sien wat hy doen, en hy berei dit voor, en hy is aan tafel met sy disippels. En hier aan tafel is hy besig om met hulle te praat, en terwyl hy so praat, sê hy, is een van julle wat my sal verraai. Yes. Ek dink die een van die disippels het verwag om te hoor, hier is iemand hierso onder ons, wat iets gaan doen, wat nie goed is. Yes. En dit is so interessant, ons kyk net na Judas. Ons kyk na Judas wat die ouers wat het gedoen het. Maar het jy vir 'n oomblik gestop en gedink daaroor, dat aan daai selfde tafel was daar ander disippels wat gevra het, Here, is dit ek? Ja. Ja. Het jy dit gehoor? Ons sien altyd, ja, ons weet is Judas, want ons ken die storie. Maar daar's ander, wat is dit miskien reg? So daar was ook iets in hulle hart gewees het. Ja. Wat nie heeltemal reg was nie, en op daai oomblik, toe Jesus dit vra, voel hulle, ek net clarity kry, is dit al ek? Is dit al ek? Is dit al ek? En Jesus se woord, die een, wat sy hand saam met my in die skottel steek, dit sal hy wees. Want daai aksie is 'n belangrike aksie. Daai daad is 'n belangrike daad. Jy sien, want wanneer jy aan huis is met iemand, sal die gasheer, die hoof, sal neem en breek. So Judas se aksie op daai oomblik sê, ek ag my gelyk aan jou. So dit is 'n hand saam met Jesus in die skottel steek, en verklaar hy eintlik, man, ons is gelyk. Jy sien, en dis daai oomblik wat Jesus vir ons sê, dit wat jy doen ek gou. Amen. Come on. Glory. Ek weet al die disippels tot daai oomblik geweet is Judas. Ek wonder hoe hulle harte gevoel op daai oomblik. Ek wonder hoe dit dalk op hulle kant gebrand onder die Jesus. Ek was net vir Judas so 'n bietjie alleen kry nie. Jesus staan hier net so 'n bietjie daai kant toe, man. Draai net so 'n bietjie weg. Moenie kyk hier. Ons gaan hom oriënteer. Ek wonder of hy disippels nie so gevoel gehad het daar op 'n kol en sê, man, miskien moet ons net gou vir Judas uitsorg voordat hy dit doen nie. Skaats Petrus het nie gereageer op daai oomblikie, want Petrus is altyd die eerste ou wat iets doen, jy weet. Nou Petrus is die ou wat hy diensknegt se oor afkap. Maar aan tafel is dit stil en Jesus kom op daai plek en hy vat die brood en hy breek dit en hy verklaar en hy sê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebed het. Toe dit so dikwels hier by mekaar kom tot my gedagtes. En na die brood het hy die beker geneem en hy sê, hier is die beker van die Nuwe Testament in my bloed. Drink almal daarby tot my gedagtes. En hierso aan tafel is Jesus besig om te demonstreer wat die Paastyd eintlik, die Passover verklaar het aan die Jode vir baie jare, aan die Israeliete vir baie jare. En dis my kosbaar dan dink, dan besef ek weer eens dat die nagmaal is 'n vervulling van dit wat Jesus eintlik aan hulle geopenbaar het, maar hulle het nie verstaan dis wat sou gebeur. Dis my kosbaar. Dit maak my opgewonde. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy die Paasouer sal verstaan. Dat ons sal besef dat hierdie plan wat God gestuur het 'n doel gehad en spesifiek dat die eerstgeborene sou sterwe. Jy sien, want Jesus is die enige gebore seun van die lewende God. Hy word die volmaakte lam wat op die kruis van Golgotha sterwe in jou en my plek.
Hy is die een wat sy lewe neerlê, sodat ek en jy nie sterwe nie, maar eintlik kan lewe tot in ewigheid. Ek en jy moet verstaan, dat God kom en hy sê vir ons in Eksodus 12, en ons gaan dit gou lees, daar van Eksodus 12 vers 3 tot en met 7, gaan ons net lees, wat hy vir ons sê in hierdie gedeelte, en ek wil jy moet saam met my lees, so maak jou Bybel oop daar saam met my, en dan lees ons wat die woord van die Here sê. Sê amen as jy dit. En hy sê die volgende, vanaf vers 3, sê hy, spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de dag van hierdie maand, moet hulle elke ene 'n lam neem, volgens die families. 'n lam vir 'n gesin. 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as die huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman, wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sielegetal na wat elkeen gewoond is om te eet. Moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet 'n lam hê. Luister mooi, sonder gebrek. Sê vrou langs jou, sonder gebrek. 'n jaar ouer lammetjie, 'n jaar ouer lammetjie, van die skape of van die bokke, kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand, en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. Hoor daai woorde, dit is belangrike woorde. Julle moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bootdrempel aan die huise waarin hulle eet. Halleluja, net tot sover. So is belangrik dat ek hierna kyk, en besef ek die volgende paar dinge wat vir my uitstaan hier vinnig. Die eerste een is dat hulle moet 'n lam vir 'n huisgesin neem. Dan kom hy en hy sê die lam moet vlekloos wees, daar moet geen merke op wees nie, hy moet suiwer wees, hy moet skoon wees. No blemish, no defects. Representing purity. En ons sien ek hierso dat die lam moet geslag word. Wat sê die skrif, wat het hy gesê? Teen die aand. At twilight. The blood of the lamb must be applied to the doorpost of their homes. Hoekom? Sodat die doodsengel sal verbygaan. Hierop sien ek ook dat hulle moet hierdie eet vinnig, haastig, sodat hulle kan uittrek uit die Dis baie vir ons en dit is net die stil word en dink dan. As ons net vir 'n oombliekie pos en ag gee op die openbaring wat God eintlik aan hulle gee, dan verstaan ons dat God met ons praat en hy verklaar reeds in Johannes, hy sê daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld kom wegneem. Jy sien in Levitikus wat ons nou besig is om te lees jy van die lam wat gebring word, of die offer wat gebring word, en jy hoor dat die priester met sy hand op die kop van daai lam sit. Hoekom? Want hy moet die sonde wat van die volk is, of van daai huisgesin, of daai persoon wat dit bring, oordra na die lam toe, sodat die persoon wat dit gebring het, kan vry wees. En hier kom Jesus en sê, ek is die ene, en die Vader sit sy hand op hom, en sy Vader vat jou sonde, en hy plaas dit op Jesus Christus, en Jesus word jou lam, wat jou plek inneem op die kruis van Golgotha. En op daardie kruis kom Jesus Christus, en hy bewerk oorwinning vir elkeen van ons. In Johannes 1 vers 29 en 1 Korintiërs 5 vers 7 kom Jesus en hy word die vervulling van die paasoffer vir elkeen van ons. Kind van die Here, Jesus is die volmaakte lam
Daar is geen merk op hom nie, daar is geen tekorte nie, daar is geen gebreke nie, daar is geen sonde in hom nie. Hy is skoon en hy is suiwer en daarom kon hy kom en jou en my plek inneem. Ek en jy was al verdien. Ek en jy was vol sonde. Ek en jy kon nie eers in God se teenwoordigheid kom nie, maar Jesus sê, ek neem jou plek in. Ek sal omruil met jou. Jy kan word 'n kind van God en ek sal word die sondeoffer. En jou. So kom Jesus en hy stap in daardie plek dat ek en jy in oorwinning kan lewe. Is dit nie goeie nuus nie? Is dit nie goeie nuus vandag nie? Juist wanneer ons kom om aan te sit aan die tafel, hy sê onthou. So dit moet sin by mekaar kom. Doen dit tot nagedagtenis van my. Jesus wil hê ons moet onthou. Wat moet ons onthou? Dat dit hy is wat jou plek inneem. Hy wil ons onthou dat dit hy is wat jou vuilheid, jou sonde, jou ongeregtigheid op hom geneem het sodat hy kan wees. Ek en jy kan wees die geregtigheid van God in Christus Jesus. Hy kom en hy vat alles wat jy verkeerd doen. En hy sê, ek maak het myne. Die skrif sê, hy het sonde geword vir ons. Hy het sonde geword vir ons. Ons kan word die geregtigheid van God in Christus Jesus. Ons dink sonde het mag oor jou. Die mag van sonde is verbreek. Sê net vrou langs jou, die mag van sonde is verbreek. Sonde kan oor jou nie meer wees. Amen. Yes. Sin cannot rule over you. Yes. You got to put your foot down. You got to make a decision. You got to say to that addiction, no more. No more. I'm done with you. Jy sien, jy moet die besluit neem en sê, kyk hierso, genoeg is genoeg. Daai bottel moet weet, hy is nie jou baas nie. Daai sigaret moet weet, hy kan jou nie beheer nie. Daai pornografie moet weet, hy kan jou nie vang met lus nie. Hy moet weet, jy is in beheer, want God gee jou autoriteit, God gee jou gesag. God sê, daai stille tong kan nie beheer, kan nie net hardloop nie. Jy kan dit beheer. Kind van die Here vanmôre, kom ons kom op daai plek waar ons besef dat die paaslam is geoffer sodat ek en jy nie meer onder sonde gebuk sal gaan hê. Maar dat ons vir sonde sal sê, sonde, genoeg is genoeg. He paid the price so that you and I can be free. Sê vrou langs jou, wil jy moet vry wees. Sê vrou langs jou, wil jy moet vry wees. Want die seun vry maak, sal waarlik vry wees. Jy sien, ek en jy moet verstaan, dat die bloed red jou van die dood. Jy sien, daai bloed is aan die deurkos geverf daar in Egipte, sodat die Israeliete kon vry uitstap en nie sterwe nie. En net so is die bloed van Jesus op die kruis van Golgotha gestort, sodat ek en jy deur sy bloed beskerm kan word. Die dood het nie 'n houvas op jou nie. Sê vrou langs jou, die dood het nie 'n houvas op jou. Jesus sê, hy sê vir jou en my, sê, as jy glo, al het jy gesterwe, sal jy lewe. Amen. Maar hy gaan verder en hy sê, as jy lewe, en jy glo, sal jy nooit sterwe nie. Amen. Glo jy dit? Yes. Amen. Hallo. Hy is 'n moeilike een vir ons om te glo, né? Maar Jesus vra hierdie vraag en is iemand anders nie. My vriend vanoggend, hoor wat ek vir jou sê, die dood is oorwin. Paulus skryf, hy sê, dood, waar is jou angel? Yes. Dodery, waar is jou houvas? Yes. Hy sê, prys God, want Jesus het die oorwinning behaal. Halleluja. Jesus het uit die dood uit opgestaan. Die eerste
ene, sodat ek en jy kan wees net soos hy, dat ons in oorwinning saam met hom kan lewe, al sterwe hierdie liggaam. Yes. Sal jy lewe. Ja. Al sterwe hierdie liggaam, sal jy lewe. Halleluja. Die woord sê in Tessalonisense, die 4de hoofstuk, hy sê, wanneer die bassein blaas, gaan daar iets gebeur. Hy sê, die grafte sal oorgaan. En die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. En dan die, hoor mooi, die wat daar is, kom saam met hom terug. En hy sê dat ons wat in die lewe oor, en ander, die wat lewe by die koms van die Here Jesus Christus, ons moet die dink as gaan hulle voorlees nie. Maar hy sê dat ons saam die Here tegemoet gaan in die lig. Halleluja. In 'n oomblik, in 'n oogwink, die bloed van Jesus het die prys betaal, sodat jy kan lewe en lewe tot in ewigheid. Amen. Jy sien, jou ewige lewe begin in die hemel. Jou ewige lewe begin die dag dat jy Jesus aanneem as jou persoonlike saligmaker. Want al maak jou oë toe met die liggaam, lewe jy nog steeds. Glorie to God. My vriend, besef vanmôre, dis die bloed van Jesus. Net so ek en jy. Wanneer ons die offer wat Jesus gebring het op die kruis van Golgotha aanvaar, word ons kwytgeskeld van sonde en van die dood. Halleluja. Is dit nie kosbaar nie? Kind van die Here, hoor vanmôre, ek wil jy moet verstaan, daai depressie kan jou nie beheer nie. Daai angs kan nie jou beheer nie. God is in beheer. Ek en jy moet 'n besluit neem en sê, angs, dit het geen plek in my lewe nie. Depressie, dit het geen plek in my lewe nie. God is in beheer. Van nou af heers hy en daar's geen plek vir jou nie. Halleluja. Stap nou op die plaas en sê, hey, long enough. Hy sê, wees oor niks besorg nie. Die Engels sê, be anxious of nothing. Anxious of nothing. God paid the price in full. When Jesus hanged on that cross and he declared, it is finished. He said, it's done. Father, I am the offering. I've done it. I've paid it. Now you can declare them free. Yes, amen. You see, daai priester, wanneer die offer gebring is, wanneer daar die lam geslag is, die offer gebring is, dan neem hy van daardie bloed met die hyssop gemeng, en hy het 'n takkie, en hy sal hom daar indruk, en dan spat hy hulle. You see, want dis die bloed. Yes. Wat jou en my vry maak. Is die bloed wat jou en my vry maak. Jy sien, vriend, vanmôre sit ons in hierdie plek. En ons is dalk nie verslaaf aan alkohol nie, ons is dalk nie verslaaf aan een of ander dwelm nie, ons is dalk nie verslaaf aan pornografie of al die ander goed nie, maar ons is dalk verslaaf aan 'n televisie. Ons is dalk verslaaf aan 'n selfoon. Ons is dalk verslaaf aan iets anderste. Nie die goed wat ons so gewoond is, wat verslawings genoem word nie. Sien, ons kyk na die ander goed, en ons moet dis net sê. But if it takes the place of God, it has become your God. Yes. Dan is dit 'n idol. En ek en jy moet verstaan, God wil nie gedeel word nie. Die Skrif sê, hy sê jaloers op God. Sê maar langs jou, hy is jaloers. God stel in jou so belang, hy wil jou nie deel met iemand anders nie. Hy wil jy met volheid en verkoop wees aan hom. Halleluja.
Dis hoekom hy sy seun gestuur het, dis hoekom hy gesterf het op die kruis van Golgotha, sodat ek en jy kan weet dat die dood reeds oorwin is en dat hy die prys betaal het en ons duur gekoop het met sy kosbare bloed. En net so is sy liggaam gebreek en net so het sy bloed gevloei en daardie beker en ons het die vergifnis in Christus Jesus. Daarom sê hy sy woord. Hy sê, as jy jou sonde bely. Hy sê, ek kan nie net dink, hy vergewe my, as ek nie bely nie. Hy sê, as jy jou sonde bely, hy is getrou en regverdig om jou sonde te vergewe, en hy dink, hoeveel? Nooit weer. Sê, dan as jy nooit weer. Sê, kom ek nog nie, maar nooit weer. Nooit weer dink hy daarom. Jo, kan ons maar soos hy vergewe. En ons maar baie plek kom, wat ons kan vergewe. As jou broer jou sleg aan sy kyk en jy nie gegroet het nie, of iets gesê het wat jy nie van gehou het nie, kan ons nie net so vergewe, soos Jesus, en nooit weer daaraan dink nie. Die wat sy plek sal hierdie aarde wees, dit sal 'n goeie plek wees. Yes, amen. Dit sal 'n plek wees waar ons nie gaan retaliate nie. Ons gaan nie 'n oog vir 'n oog hê nie en 'n tand vir 'n tand nie. Ons gaan rustigheid en vrede kan lewe, want as iemand iets gedoen het, sê ons peace. Let there be peace. Die prys is betaal. Deur die gemeenskap aan die tafel verklaar ek en jy dat ons het Jesus aangeneem as saligmaker. Ons het sy offer aanvaar. Ons het dit wat hy gedoen het op Golgotha, het ons in gemaak, en daarom kan ek wandel in die oorwinning van Jesus Christus. Halleluja. So vanmorgen jy moet so 'n bietjie daaroor dink, want Jesus sê, dink aan my, wanneer ons aan tafel gaan. Hy sê, dink aan my, verstaan, wat beteken hierdie, waarom ons kom, om aan die tafel te sit. Dat dit nie net nog 'n instelling is van 'n kerk nie, dat dit nie net nog iets is wat ons doen as 'n geredde nie, maar dat ons verstaan, dat daar die matsal verteenwoordig die liggaam van Christus, wat gegeesel is, wat die verklaar dan, deur sy wonde, het daar Amen. genesing gekom. Yes, thank you, Lord. Jy sit vanmorgen in hierdie plek. Jy dalk een of ander seer, een of ander pyn, een of ander siekte, een of ander kwaal in jou liggaam. Weet vanmorgen, wanneer jy hierdie brood neem, Yes, dit is die liggaam yes. wat jou siekte op omgaan. Ja, amen. Why? These stripes, I am healed. Yes. I'm not getting healed. No. I am healed. Amen. I am. Volgende wat jy sit en wanneer ons oorbeweeg na hierdie deel toe en as daar 'n krankheid in jou liggaam is, sê Here, ek dank U dat U hierdie krankheid van my op U liggaam geneem het en omdat U dit geneem het, hoef ek dit nie te hê nie. So ek ontvang my genesing in die naam van Jesus Christus. Wanneer jy sit vanmorgen en dink so oor hierdie beker van die Nuwe Testament, en wanneer ons daarby kom en hierdie beker gaan drink, dat ons sal weet vanmorgen dat die woord verklaar dat sonder bloedvergieting is daar geen vergifnis van sonde nie. Yes. So wanneer ons aan tafel kom en ons neem die beker saam, onthou, dis die bloed van Jesus Christus, wat nie net jou sonde bedek nie, maar hy was jou skoon, witter dan die sneeuw. Halleluja. Sê vrou langs jou, jy is so mooi skoon, as gevolg van die bloed van Jesus. As ons maar net kan kyk soos hy. As ons maar net Jesus se oor ons in kon maak, Ja. en dan na mekaar kon kyk, dan sien ons nie een fout nie. Yeah. Ons sien nie een tekortkoming nie. Ons sien nie een slegte ding nie. Al wat ons sien is goeie mense, Ja, amen. liefdevolle mense, Amen. genadige mense, barmhartige mense. Wat 'n pragtige beeld is dit nie. Halleluja. Is dit nie kosbaar? Want ons kyk na mekaar en ek kyk nie na jou met oordeel in my oë nie. Yes, amen. As ons kyk na mekaar, dan sien ons nie kleur nie. Ja, amen. Dan is dit nie kleur.
Die bloed van Jesus. Yes. Amen. Hallelujah. Dan die sneeuw. Dan die sneeuw. Was my met die bloed van die lam. Oh, en wat dan die sneeuw saam en lief. As ek dan dink, as ek dan dink, besef ek dat sy bloed was my witter dan die sneeuw. En ek kan vergifnis vir my vat, en ek kan vergifnis vir my aanvaar, en ek kan op myself kyk, en ek sien myself skoon en rein, maar wanneer ek na jou kyk, dan sien ek al jou tekortkominge. Amen. Amen. But I do not know whether you have bled the blood of Jesus over your life, and you say, Lord, wash me whiter than the snow. Jy sê, ek weet nie wat jy in jou binnekamer gedoen het nie. Ek weet nie waarmee jy besig was toe jy gekom het na die huis van die Here nie. Ek kan jou nie oordeel nie, maar ek ken iemand wat weet wat in elke hart aan die gang is. Hallelujah. So today I choose to look at you through the blood of Jesus Christ, and the only thing that I see is wonderful, blessed, pure, cleansed brothers and sisters in Christ Jesus. I want you to hear this today. We got to celebrate what He has done for us. Yes. Amen. Jy sien, ons dink net aan die goed wat in ons lewens gebeur, maar ons moet bietjie vier wat Hy vir ons gedoen het. Ons moet bietjie onthou, toe Jesus op daardie kruis gehang het, was dit jy wat daar gehang het. Yes. Ek en jy moet onsself net so bietjie sien hier. Daar was 'n mooi lied wat iemand gesing het eendag. Hy sing, who nailed Him there? Hy vra die vraag en hy sê, who nailed Him there? En hy kyk rond en toe hy so kyk, hy sien dat die hamer is in sy hand. Ek en jy het hom daar vasgenaam. Yes. Ons kyk na die soldate, ons kyk na hulle wat hom gekruisig het. Ek kan nooit verstaan, dat toe hy op daai kruis gehang het, was dit nie so seer wat hulle gedoen het nie. Dis wat ek en jy en hulle gedoen het, wat hom op die kruis gesit het. Yes. Amen. Dis net so goed ek en jy die spykers in sy hande ingeslaan. Dis net so goed ek en jy die spykers in sy voete ingeslaan. Dis net so goed ek en jy het die doornkroon op sy kop ingedruk. Nie saggies neergesit nie, ingedruk. Dit was ek en jy. Toe daai soldaat nader hardloop en die stok oplig met die spons en die asyn, daai bitterheid, en hy sê vir hom, jy sal drink, toe hy vra vir water. Dis ek en jy wat dit gedoen het. En net so kom in daai swaap en die spies en die sy insteek. Dit was ek en jy. Oomlik toe daai water gemeng met bloed uitstort oor hierdie man wat het doen. Toe besef hy, hierdie is 'n God. Ja. Oh, he realized, oh, when the blood flowed, he realized His blood flowed for you and me. His blood flowed to purify us. His blood flowed to cleanse us. His blood flowed to bring us out of that addiction, out of that captivity, out of that jail, out of that yoke and bondage that's trying to pull you down. It is the blood of Jesus. Yes. Amen. Hallelujah. Sê en vrou langs jou, dis sy bloed. Dit is sy bloed. Vanmorgen is ons hier. Die miskien weet jy dit.
Miskien is dit iets wat jy sê, ag, pastoor, ek het hierdie goed al baie gehoor. As dit 'n goeie rede hoekom jy volgende weer moet hoor. Amen. Dit moet nie so gewoond aan ons wees. Dat het ons eers weer raak aan ons al praat nie. Ek en jy moet besef, dit is sy bloed. Wanneer ek net aan dink, as ek aan dink, wat dit dan nie steel. Wat dit dan nie steel. Maak het my nie diep. Maak het my nie diep. Halleluja. Here, help ons. Help ons om die kerk te wees wat U wil hê ons moet wees. Help ons om die hande en die voete te wees wat U wil hê ons moet wees. Here, help ons om die gewaar van lof te dra, die klere, die sierlike klere wat U ons gee aan te trek en waar ons beweeg 'n verteenwoordiger van Jesus Christus te kan wees, so that people won't see me, but when they look at me, they will see Jesus. And the only thing they see is Jesus, hallelujah. Wanneer hulle woorde hoor, moet hulle kan sê, hierdie ou klink soos hy. Wanneer hulle begin hoor wat jy praat, en daar's hierdie lalligheid oor nonsens nie, maar ons praat wat God sê, dan hoor hulle, dit is Jesus, dan kan hulle verklaar soos Petrus, terwyl wat Petrus gesê het, ons weet jy's een van hulle, want jy praat soos hy. God, we gotta be holy, we gotta live like He wants us to live. Daar's 'n koortjie wat ons gesing het, I want to live. Not dying. I want to learn the way He wants me to live. Is dit vanmôre jou begin? Is dit vanmôre jou hart wat uitroep? Is dit vanmôre wat jy verklaar? Ek wil lewe soos Hy wil hê. Soos Hy wil hê. Ek wil lewe. Hy keer sê ons ja. Maar as ons net verkoop dat jy gaan stil word en sit en dink, dan is baie wat ons doen eintlik wat ons wil doen en nie soseer wat Hy wil doen nie. Ek en jy verkoop kan. That we surrender wholly to this Son of God. We surrender wholly, totally, completely to the one who died for you and me on the cross of Calvary. Sien, Hy het alles gegee. Toe daai kruis hang het ons spot en sê, maar jy is ons die seun van God, red jouself. Dan sal ons glo. As jy van die kruis afkom, dan sal ons glo. Hulle vergeet van al die wonderwerke wat hy gedoen het. Hulle vergeet van al die goeie dinge wat hy onder hulle gedoen het. Toe hy daar was en die goed wat hulle gedoen het, was hulle tevrede. Maar die oomblik toe hy hulle autoriteit begin bedryf, die oomblik toe hy begin hulle aanvat vir wie hulle is, dat hulle eintlik wit gepleisterde grafstene is, dat hulle eintlik skynheilig is, toe hy eers begin hulle aanspreek en sê, maar julle vader is die duiwel, toe begin hy goed kook in hulle, en ons het eers ontslae raak van hom, jy sien, hy raak in ander plekke, ons het ontslae raak van hom. Maar terwyl hulle gevoed het, terwyl hulle gelees het, terwyl hy daar was om goed te doen aan hulle, het hulle hom nie een keer probeer gevange neem nie. Vanmôre sit ons hier, en hy praat met sy kerk. Yes. Hy praat met sy kinders. Hy praat met hulle wat dalk hier is oggend en nog nie gered is nie. Hy praat met jou vanmôre, en hy sê, die deur staan nog oop. Vir hoe lank weet ek en jy nie. Ons weet nie hoe lang jy gaan oop bly nie, want in enige oomblik kan dit gebeur. Daar die manne, daar die families, op Paasouwe, in hulle huisie saam met hulle familie, hulle het net gewag vir die roep. Yes. Maar nee, julle hoor my nie. Yes. Hulle moes wag, tot hulle hoor nou. Daarom sê hy vir hulle, eet vandag. Hier is nie 'n maaltyd waar jy gaan sit en kuier nie. Hier is nie 'n maaltyd in die Paasouer waar jy gaan sit en ontspan en jy trek jou skoene uit en jy relax en ons praat lekker geselsies om die tafel nie. Hy sê nee, berei dit voor, maak seker hy's geslag. Die aand, 'n sekere tyd, want dis die tyd wat die Paasoffer lang geslag is die tyd wat Jesus sy asem uitgeblaas het. Hy weet nie wat jy verstaan, niks is toevallig nie. God doen alles. Met 'n doel. Amen. En hierso, op hy oomblik sê hy vir hulle, as jy dit voorberei het, eet vandag. Hoekom? As jy die roep hoor,
As jy my stem hoor, as jy hoor nou is die tyd, dan kan jy nie gou regmaak nie. Het jy gehoor, kind van die Here? Hy het vir hulle dit geopenbaar. As jy hoor, nou is die tyd, vat wat jy het en trek en kom. Dan sal nie tyd om te kyk, ek het my skoene vergeet, waar het my skoene gedaan? As die tyd nie. En so sê die woord, so sal het wees, wanneer jy bassin laas. Ja, amen. Hy sê, niemand weet, wanneer hy terugkom. Niemand weet, wanneer daar die geklank van die laaste bassin sal wees. Niemand weet, hy sê, niemand weet nie, net die Vader. Jesus wag net vir die Vader. Julle weet ons hoe maak ons net. Hy wag net vir die Vader om te kyk. Jy ken ons, hy kyk. Hy kyk. Of niks gesê te word nie. Jy ken hom, né? Ons kinders het so groot geraak. As jy so seker 'n kyk gekry, dan weet jy. Jy weet in die stilste. Julle ken hom, né? Jy weet as jy 'n kyk gekry het, sit, want die volgende een is moeilik. Die weet. So besef ek verloren. God wag vir jou en my. Hy is gereed. Hy wag net vir hy oomblik. Jesus sit en wag net vir die Vader om te sê, ja, dis nou die tyd, en as hy bassin blaas, het jy nie tyd om te hardloop na die kruis nie. Jy het nie tyd om te hardloop na die kerk nie. Jy het nie tyd om te hardloop na jou broer wat gered is nie. Jy het nie tyd om gou 'n sakkie te pak nie. Jy het nie nou gou tyd om te kyk waar gaan jou geld gespandeer word om 'n testament optrek nie. Jy moet weet, wanneer hy kom, is dit die einde, want die skrif sê, in 'n oomblik, in 'n oogwink, klop die oogwink. Jy gesien vannacht met jou oog. Jy kan nie veel doen in die oog knip nie. As jy so gemaak het, dan sal die skrif sê, in 'n oomblik, in 'n oogwink, sal ek en jy verander word. Jy, suddenly, be nie aanskot nie. Ewe skielik, jy was nou hier, next moment is jy gone. Op die wolk saam met die Here op pad huis toe, halleluja, om in sy teenwoordigheid te wees, tot in ewig. Wat jy, ek ook, my vriende, jy gereed vanmorgen soos jy sit, as hy nou kom, is jy gereed. Daar die maagd het allemaal olie in die lamp gehad, allemaal het gewag vir hom, maar nie allemaal het genoeg gehad. Toe die ander ouens gaan haal om na die bruiloft te kom en het loon hulle in. Hulle het gekom, maar dat een ouens gekom, en hy het nie 'n bruiloftkleed aangehad nie. En omdat hy nie 'n bruiloftkleed aangehad het nie, was hy uitgehaal. Sien my vriend, is jou klere rein? Is jou lewe rein as ons daaroor praat? Is ons gereed om die Here te ontmoet? My vriend, ek weet nie wat in jou lewe aan die gang is. Ek praat net vanoggend hier soos God my lei om te praat. Ek wil vanoggend vir jou vra, daar waar jy sit, is jy gereed om hom te ontmoet as hy nou, die bassin sou blaas? Of gaan jy wees soos daardie opvoeding wat ons gesien het van te laat? Ewe skielik, die jy agterkom, jou broer of jou suster sit nie langs jou in die kerk nie. Ewe skielik, is daar klomp mense missing in die banke. Jy het iets gehoor, en toe jy iets hoor, as daar groot geraas het, ewe skielik, is daar klomp leë plekke om jou, en jy is hier, gaan jy maak soos hulle my prent gemaak het, en dan jou haas na die kruis toe, maar ek wil vir jou sê, dan is het te laat. As jy dan tyd om reg te maak, dan gaan jy agterblyf. Dan gaan jy in die verdrukkingstyd. Baie erger is as wat jy ooit in jou lewe kan dink, as jy gereed. Want nou op hierdie oomblik het ons amazing grace. Nou in hierdie oomblik kan ek en jy sê, once I was blind, but now
can see. Once I was lost, now I am found. Prys die naam van die Here, my vriend. As jy gereed om te ontmoet, kom ons by ons hoofd, ons sit ons stoot vanmôre. Vader, ek dank U vir die woord. Ek dank U dat U ons tot ons spreek en dat U ons as 'n kerk wakker maak. Dat U ons weer bring op daardie plek wat ons besef hoe ernstig dit is wanneer dit kom by die dien van die Here. Here Jesus, ons is vanmôre hier want ons wil die kerk wees wat doen wat U vra. Ons wil die liggaam wees wat stap in daardie heiligmaking soos die geregtigheid van God, dat ons U hande, U voete, U spreekbuis kan wees en dat lewens verander kan word as gevolg van wat U doen in en deur ons. Help ons vanmôre. Help ons. Ons vanmôre sal kom en sê, as daar iets is, soos Dawid, deursoek my o God, en openbaar aan my, of daar dalk iets is hier, wat nie reg is. Here, help ons vanmôre, lei ons vanmôre, en openbaar vanmôre aan ons is, soos ons hier is. Ons is so afhanklik van U. Oh God, thank You for Your word. Our ears were open and our hearts were prepared to receive. And this morning we thank You for what You have done. We thank You for Your grace, and we thank You for Your mercy. Terwyl elke oor gesluit is en elke hoof gebuig is, en ons hier nou rondloop en rondkyk in hierdie plek nie, wil ek jou vra vanmôre, hoe staan jou saak vanmôre met die Here Jesus Christus? As jy vanmôre gereed, as hy vanmôre kom om te ontmoet, as jy gereed. As jy vanmôre in hierdie plek sit en jy twyfel enigstens, wil jy vanoggend regmaak, Here, so. Ek is nie so seker nie, maar ek wil vanoggend seker maak. Dan wil ek jou vra daar waar jy sit, wil jy net vinnig jou hand opsteek as 'n teken sê, pastoor, asseblief bid vir my vanoggend. Daar's 'n hand wat opgaan, 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 daar's 'n hand wat opgaan. Is daar nog iemand? Die Here praat met mense vanmôre. Ek weet vanmôre praat Hy ook met jong mense. Hy praat met jong mense, ek hoor dit in my gees, Hy praat met jong mense vanmôre. Jy besef nie die erns van die tyd nie. Jy besef nie God is ernstig in die oomblik en dat Hy 'n begeerte het na jou nie. En ek gaan nie uitreik nie, ek wil jy moet weet vanmôre, ons ander dinge nog om te doen in hierdie diens, ons wil nog aan tafel gaan. Maar ek wil jou vra volgende 'n laaste keer. 'n Laaste keer. Hoor jy vanmôre om klop aan jou hartseer? As jy vanmôre hoor klop aan jou hartseer, wil jy die volgende oopmaak en sê, Here, ek maak oop, kom in. Kom in. Ek wil maak met die keer nie met my. Jy hoor vanmôre, dan wil jy is vinnig, steek die hand op. Pastoor, hier is ek vanmôre. Oh, dis so bly vir daai hande wat opgegaan het. Die woord sê die engele juig vanoggend vir haar. Yes, amen. Die engele juig vir daai persoon wat hy stap geneem het vanmôre en sê, dink aan my. Dink aan my. Dink aan my. Kan ek jou vra, dan wil jou hand opgesteek en net om op jou voete te staan. Wil graag jy daar op dat werk en net saam met jou staan, saam met jou bid vanmôre. En dan stap gou na al dat werk. Stap gou na iemand toe. Stap gou na iemand toe. Stap gou. Kom help ons julle weer bedreig, stap gou na hulle toe. Stap gou. Help asseblief vanaf. Sit jou hand net op haar skouer. Ek persoon se skouer. Gemeente, kom ons bid saam met hulle vanmôre. Kom ons help hulle vanmôre. Nou wie staan vanoggend? Nou jy is in gemeente ons, kom ons bid saam met hulle. Sê, Vader, ek kom na U toe. En ek erken, ek is 'n sondaar. Ek erken, ek het weggedwaal. Maar hier is ek. Ek kom terug huis toe.
Maak my u kind. Was my met die kosbare bloed. Ek glo Jesus is die seun van God. Ek glo hy's gebore uit die maagd Maria. Ek glo hy het gesterwe op die kruis van die Golgotha. Ek glo hy het opgestaan uit die dode. Ek glo hy is die Here. En die woord sê, as ek met my hart glo en dit met my mond bely, sal ek gered wees. Dankie dat U my nou gered het van hierdie oomblik af. Wees Heer van my lewe. Ek gee my oor. Jesus, dankie dat U my nou gered het. Leef in my, leer my tot U eer. Amen. Kom gee net vir hulle lekker hande klap vanmôre. God bless you so much. Hy het jou so baie lief. Hy het jou so baie lief. Dink jy daaraan? Hy het jou so lief dat hy vanoggend hierdie boodskap net vir jou het. Ja, amen. Amen. Elkeen van u daar op Facebook het vanoggend gekom en het jou kom spreek. Ek gaan ons kerkraad vra na vore te kom. En ons regmaak om aan die tafel te sit. Prys die Here. Glory. Thank you, Jesus. Hy sê vir ons in Korintiërs hoofstuk 11 en ek lees hier vanaf vers 23. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink en oordeel vir homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslaap. Want as ons onsself beoordeel het, sal ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word ons deur die Here getuig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Amen. Baie belangrike skrif en baie belangrike tyd. So vanmôre dan wie is, jy soek jou hart. As daar iets in jou hart is, sê Here vergewe my. As jy iemand moet vergewe, daar waar jy is, sê Here, ek spreek daai persoon vry in die oomblik. Ek onderskei vanmôre, dis u liggaam. En dis die beker van die Nuwe Testament in die bloed. Ek onderskei. Vader, baie dankie vanmôre dat ons kan aansit aan hierdie tafel. Dankie dat ons weet dit is nie 'n instelling van 'n kerk nie. Dit is deur Jesus self ingestel. Dankie dat ons vanmôre kan kom en so die brood kan neem wat die liggaam is en die beker van die Nuwe Testament in u bloed wat ons weet wat ons reinig van sonde en ongeregtigheid. Dankie vanmôre dat ons weet wanneer ons dit neem, het ons deel aan eet ons gemeenskap met u en u met ons. Kom vanmôre en staan by elkeen stil. Ons dank u daarvoor. U is die een wat dit vir ons gegee het. Vanmôre staan ons stil vir 'n oomblik en ons onthou net al daardie pyn en lyding wat u deurgegaan het ter wille van ons. En dan word ons bly. Ons sê dankie. Dankie dat u ons plek ingeneem het. Hoe verlore sou ons nie wees sonder u nie. But you purchased us. We thank you, Jesus. Dankie daarvoor. Amen. Hoor sê die nag waarin hy verraai was, het hy die brood geneem
Nadat hy gedank het, het hy gebreek en sê, neem eet, dis my liggaam wat vir jou gebreek word. Doen dit so dikwels as julle by mekaar kom tot my gedagtenis. So het hy die beker na die maal geneem en die woorde sê, die beker van die Nuwe Testament in my bloed, drink almal daaruit tot my gedagtenis. Vanoggend gaan ons so deel hê aan die liggaam van die Here Jesus Christus. Dankie hoor. Oh, hallelujah. blood of Jesus, blood of Jesus covers me. Hallelujah. Loof sy grote naam. Hallelujah. Ja. Dis al wat die ons vir jullie oorslaan nie, as jy dag geskiep het, saam met jy opzetlik nie, wys ons net, en gaan jy kom. Allemaal so bedien dat, lyk so.
saam. Sê vir hom dankie. Dankie. Dankie Here. Vir alles wat U vir ons gewerk het op ons. Dankie vir ons oorwinning. Dankie vir ons dat U ons sonde weg was, bitter dan die sneeu. Dankie vir U bloed. As jy die beker wil hê, hou die hand op. My vrou sê die kom bedien ook dan met die beker. Stuur die jakkies net aan die kante toe. Dames gaan ons vandag probeer stap gou vinnig en die jakkies kom help opneem. Baie dankie daarvoor. Dankie dat ons weet, die prijs is betaal, die oorwinning is behaal. Dankie dat U vir ons die deur oopmaak. Dankie dat ons kan kom na die troon van genade. Dankie dat ons nou die gemeenskap met U kan wees en saam met U kan wandel elke dag van ons lewens. En ons bring U die lof en die eer en die aanbidding daarvoor. Wees nou met ons so verder as ons gebed. En Here, mag hy krankheid in elke liggaam uit verwyk het nou. Mag hy kwale nou wegwees in die naam van Jesus tot eer van U naam. Dankie vir die prys wat betaal is. Ons klein dit, ons ontvang dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Ek kan nie sit, ek neem baie dankie. Here seën julle. Help ons toemaak asseblief. Ons is 'n brief vra dat ons doopkandidate en die nuwe voornemende lidmate sal net gou agterbly asseblief. Probeer net vanaf met julle gesels, dat die laaste goedjies in plek sit en dan onthou volgende Sondagoggend het ons 'n lieflike doopdiens. Ek en jy daarna. Ja, dit gaan nou lekker doen. Amen. Die baddag sal reg wees en ons gaan doop en daai ou mens begrawe. En die gaan 'n opstanding plaasvind van nuwe mense in Christus Jesus. Amen. What a day, what a day, what a day. Dis so happy about that. En awesome geleentheid. Prys die naam van die Here. Nou dit gaan mooi. Hou aan. Kom ons wen die siele. Kom ons bring hulle in. Ons is besig om dit te doen, hè. Ons gaan kyk aan die einde van die jaar en dan sê prys die Here het wonderbaarlik bygevoeg. Hy die werk. Hy sê grote naam. Ons het dan vir jaar staan en jullie weet natuurlik wat vir ons lees. Hulle gereed daar agter dames. Hi. Hulle mag reg. So, jullie weet natuurlijk,
Dinsdag aand het ons evangelisasie, Rubijn en span om by mekaar beweeg uit. En natuurlijk ouens, hou maar die weer dop, want ons het al van tevore besluit geneem dat as het reën, dan gaan ons nie uit nie, want ons wil nie na ander sy huis gaan modder en trap nie. Ek wil jou omkrap en as jy kwaad, jy wil eintlik die kind van die Here word en jy wil die Here dien aan te maak as jy kwaad nie. Jy wil nie dit doen nie. So dis iets wat ons maar besluit, sou die weer dop, as jy deel word van die evangelisasie, kom enige tyd, u is welkom. Ons gaan jou saam net in die kant gooi, ons gaan jou oplei, ons gaan jou saam met ons vat, jy kan sien wat ons doen, en so gaan jy groei, en weet jy wat, jy gaan verbaas wees, wat die Here deur jou gaan doen. Amen. Dis amazing wat God doen. Glory to God. So onthou dit, moet dit nie vergeet nie, ons het ook natuurlijk ons lofdansers oefening, weer eens die lofdansers oefening, en hulle is die prophetic Dance Ministry, Chosen Prophetic Dance Ministry, 6:30, oefen hulle saam, moet nie daarvan vergeet nie. En dan ook natuurlijk woensdag aand net ons selle wat daar op verskillende plekke, skakel in die selle, vir julle aanmoedig, word deel van 'n sel. Dit is so lekker, wat ons bid saam, en die getuienisse wat ons hoor, wat die Here doen, wat die Here in lewens gedoen het. Dit motiveer jou, dit moedig jou aan. Hou aan! Kijk, moet nie opgee nie, skakel in by jouself. As jy wil weet, praat gerus met ons kan vir jou sê wat die area daar is. En dan natuurlijk donderdag aan, 6:30, vir die Nazarenes, die lofdansers ook weer hierso by die kerk. Vrydag aan, is dit jeug, hier by die kerk, dan by die jeug, dan Vrydag aan by die kerk, 16 tot 18, moet nie vergeet daarvan nie, okay? So moet nie vergeet, 16 tot 18 is dit jeug. Skakel in, bring die jong mense na die huis van die Here. As ouers het ons daai verantwoordelikheid. Nee, dis ons verantwoordelikheid om hulle te bring. Amen. So ook die sondagskool natuurlijk, sondagoggend om 9:00, as ook ons oggenddiens om 9:00, en dan sondag aan, vanaand, as hier ons spaar 5:00, en volgende sondag aan, 5:00, as hier ons spaar, is ons weer by mekaar. Amen. Glory to God. En dan, ons mannekamp, daar kom 'n mannekamp, lekker mannekamp. Jy wil nie 'n mannekamp mis nie. 'n Mannekamp is 'n blessing. Ons gaan 'n lieflike mannekamp hê, die 2de tot die 4de Mei. Die 2de tot die 4de Mei, maak gereed. Ons kyk na so R600 per kop, kyk kostes, daai so, sit so lank, nou al ietsie weg, moenie wag vir Mei maand nie, dan sit baie op jou nie, kyk nou al ietsie daar. Kyk, jy gaan kamp saam met ons. Okay, dan kom saam met ons. Dan ons wees, die vroue gaan 'n kamp hê in September. In September maand, die datum sal weer opkom en maak julle reg dames, so julle weet nou al, né? Sit nou al iets weg vir September se vroue kamp. Kyk, jy gaan weer kyk na so 600, maar dis die plek waar jy ons gaan. So, dit gaan jou kyk so R600 per kop. So begin nou al, julle langer tyd sê man, ek kry nou al af, okay? Right. Verjaarsdag vir die week vir ons lê, die 4de Maart. Is dit Charlene Blau, as ook Leslie en Brice se verjaarsdag. Die 5de is dit Erna Maree se verjaarsdag. Die 6de is dit broer Timothy Kruil, sy verjaarsdag. En dan het ons die 7de is Benicia Hendricks. Die 7de, mooi man, mooi. En die 8de Maart, Johan Duplessis en Leonie Skols. Ons wil vir elkeen sê, baie geluk. Is daar iemand wat ons gemis het? Jong, dit gebeur. Ons suster, wat het weesde? 1 Maart. Dit was gister. Baie geluk, ons jou gemis. Maar baie geluk, ek hoop het op ons verjaarsdag gaan. Here seën jou. So elkeen van julle verjaardag mag hierdie 'n besonderse, mooi lewensjaar wees, mag goedheid en guns jou volg. Elke dag van jou lewe mag jy so geseënd wees, dat jy sal sê, Here, ek weet nie hoe kom dit nou nie, maar ek sê net dankie daarvoor. Amen. Halleluja. Kom ons sing vir hulle vanmôre. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hey, maak die jaar mooi. Yes, amen. Ek wil net hoor, moenie wag dat die jaar met jou gebeur nie. Maak hom mooi. Amen. Amen. Maak hom mooi. Ag nee.
Ek het nog nie die broer geen ontmoet nie. Hy is so baie weke wat hy huweliksherdenkings het. Ek weet nie, as daar iemand is wat wil trou, waar is 'n week wat oop is, toe kom. Okay. En ons volgende jaar daar weer, né? Okay. Prys die Here. Awesome. Is dit alles? Is dit alles? Nee, is daar nie nog iets nie? Ja, 27 April, moenie vergeet nie. 27 April, 5:00 die aand, is Leon Goosen saam met ons hier. Nooi almal wat jy ken. Die 27 April, die aanddiens, 5:00 die aand. Daar is hy hier. Gaan 'n lekker aand wees, ons sal geniet. Moenie uitmis nie, bring mense saam met jou. En die 29ste Maart is die jeug. Die sang. Okay. Is dit talent of wat is dit? Karaoke. Okay. Die 29ste Maart is dit karaoke aan by Maranatha Volle Evangelie Kerk in die Mis en die jeug is genooi en kom ons help ons jeug om daar te kom sodat die hulp nodig, né? Want die jeug het nie transport nie. Hulle maak staan op ons as ouers om te help. So kom ons help hulle. Kom ons dan geniet dit saam met ons. Maak dit sommer net 'n lekker aan saam met Maranatha. Maranatha kom ondersteun ons as ons iets aan het. Kom ons ondersteun hulle ook. Amen. Gaan goed wees. Dan sien ons sommer weer op pastoor Naas en Suster Carol op, né? Voornemende lidmaat, ons het gesê as dit by jou vir 'n oomblik hier so. Baie dankie daarvoor. Ek dink dis ons commercials dan. Ja, nee, ons kom by daai. Kyk net aan die commercials, want hierdie is 'n commercial, hierdie is 'n blessing. En hierdie boks lyk so mooi. Dit lyk so of jy sê nader op wat sy buiging gestop. Mense, kom ons sê net vir elke een 'n goeie aandag. Man, en die skrif sê dis beter om te gee as om te ontvang. So vanoggend gaan ons bless vir Suster Jean-Lee. Suster Jean-Lee is gebless. Okay. En ons gaan bless vir Suster Doreen. Is gebless my suster. Amen. Glory to God. So bly vir julle. Die Here seën julle. Ons almal is opgewonde. Halleluja. En as 'n blessing vir jou. Want hy sê as jy gee aan jou ontvang. Amen. Ons seën hulle vanmôre met soveel blydskap in ons harte. Baie dankie dat jy hier was. Daai twee mooi mense, sê vir julle baie dankie. Dankie. Ek is so bly julle het gekies om vanoggend in hierdie plek te wees saam met ons. Die Here seën jou. Kom ons staan op ons voete en dan sluit ons af met gebed. En dan gaan ek 'n broer Steyn vra om vir ons te afsluit met gebed vanoggend. Dankie broer Steyn. Ons wil die woord Vader, dankie vir die woord wat uitgegaan het vanmôre, Here. Dit is 'n woord wat deur ons gesny het, my diep geraak vanmôre, Here. Vir dit wat U vir ons gedoen het op Golgotha. Sal ons U nooit kan dankie sê vir U, Vader. Vader, ek vra dat U nuwe vuur in ons harte sal bring. Here, dat daar nuwe fonteine sal vloei, Here, waar die land droog is, Here. Here, die saad op goeie grond sal val, Here. Here, dat ons weer daar vuur in die brand sal kry in ons harte, Here. Here, dankie vir alles wat U vir ons doen. Here, lei ons deur die res van hierdie dag. Here, seën elkeen. En Here, as U ons weer bymekaar bring, Here, tot en met U ons weer bymekaar bring. Ons loof, ons prys en ons eer U naam. Here, dankie vir alles wat U vir elkeen van ons doen, elke dag. Yes. Ek loof U naam. Amen. Amen. Maar nie vergeet nie, maandag aan is ons voorbiddingsspan betrokke en jy is welkom saam te kom bid van 7:00 af tot 8:00. Right? So kom bid saam. Baie dankie daarvoor. Die Here antwoord gebed. En voor jy loop, sê ek se geseënde van die Here. Ek wandel in guns. Sy hand is op my. Sy aangesig is op my. Geen wapen waar die vyand teen my speen sal nie uitrus nie. Ek is bo en nie onder nie. Ek is die kop en nie die staart nie. Ek is geseën in alles wat ek doen. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met u gaan en bly tot hy kom. Amen.